Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Hy versadig die siel wat honger en dors, met het appel wat vas is in donker eisters dood. Roep hom aan, hy red uit, breek eiste grendels en koper deure. Loof die Heer, sy wonderdade bekend. Elkeen moet hom vind. Hy maak los, hy maak vry, verlos die siel. Verbreek dit wat vashou. Roep hom aan, hy red uit, breek eiste grendels en koper deur. Roep hom aan, hy red uit, breek eiste grendels en koper deur. Roep hom aan, hy red uit, breek eiste grendels en koper deur. Hartlike goeiemôre hier by my op die Dak Facebook radiostasie op 'n donderdagoggend 5:30, waar ons die Bybel saam lees, dit geniet, vir mekaar die skrifte uitlê, sodat ons sekerheid kan hê in ons geestelike lewe en dat ons hierdie pad kan stap toegerus vir ons dag wat ons moet ingaan. Loof die Here, wat 'n heerlikheid om so saam te kuier weer eens vanoggend op 'n donderdagoggend 5:30. Baie dankie vir almal wat so getrou inskakel. Wow, dis amazing dat almal so vroeg wakker word om saam Bybel te lees. Wat 'n heerlikheid is dit nie. Nou, ons gaan vandag lees uit Matteus 9. Ons gaan begin by vers 1, so jy kan solank jou Bybel reg kry, Matteus 9 vers 1, dan gaan ons lekker saam lees. Maar voor ons dit gaan begin doen, kom ons bid net eers saam vanoggend. Vader, ons sê vanoggend vir U so baie dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, U grootheid, U goedheid. Here, ons harte wil U lof besing, ons harte wil U groot maak, Vader. Dit is vir my so wonderbaar hoe die psalms, Here, U lof besing. En ek kan nie net vanoggend saam lof besing, Vader, toe Dawid daai psalm so geskryf het en Here, hy het geweet wie U is, Vader. Dit was net amazing om dit weer so deur te lees, om dit so te verstaan, want ons harte moet so oopbreek vir U. Ons moet so 'n verhouding met U hê, om alles met U te praat, te deel, uit te sorteer, Vader. As ek baie keer sien hoe hy met U gepraat het en wat hy vir U gevra het, dan rys mense hare. Here, maar U het nie so gevoel nie, Vader, want U ken die hart van die mens. En ag Here, dis vanoggend vir my net so opgewondenheid. Ons hou baie keer so terug en ons weerhou ons hart van U. Maar ons moet ons hart oopbreek en praat en uitsorteer, sodat ons kan loskom, sodat ons kan vrykom en kan groei in U, Vader. Ons sê vanoggend vir U so baie dankie vir U liefde, genade, barmhartigheid. Here, U was so barmhartig met ons gewees, dat U U seun Jesus gestuur het, om vir ons te kom sterf, Vader, om vir ons versoening te doen tussen ons en U. Dat ons met U mag praat, Here, dat ons 'n middelaar kon kry, die Here Jesus Christus, wat die deur kom oopmaak het na U toe. En as ons hom aanneem, Vader, dan skenk U ons die wedergeboorte, ons ontvang U Gees, en dan ons kommunikasie met U, en U bly in ons, en Hy bly in ons, deur U Gees, en ons is een met U, en U is een met ons, Vader, as ons werklik die wil van U doen, Vader. Ons dank en ons loof U net vanoggend. Hoe 'n heerlikheid is dit nie om dit so te verstaan en in te dink vanoggend nie. Vader, as ek net dink aan U grootheid, hoe alles net voor U wegvlug en
hoe alles U gehoorsaam is, Vader, dan, Here, mens kan nie eens dink, wie is U, hoe groot is U, hoe wonderbaar is U nie, Vader, en dan is ons as mens baie keer, Here, so ongelowig, ons, Here, dink nie U kan help nie, ons dink nie U kan vir ons die wysheid en die insig gee wat ons nodig het elke dag nie. Baie dankie, Vader, ons wil bid vir almal wat siek is, Here, ek dink aan Stefan, wat gister, Here, die ontploffing ongeluk gehad het, dankie dat hy nie ernstig beseer is nie, en ons wil bid vir hom, dat U hom werklik sal genees en sal aanraak, Vader, daar waar hy gebrand het, Here, en ook vir Alfred in die hospitaal, Here, ons bid vir hom, dat U vir hom ook, Here, sal aanraak, Vader, wysheid en insig sal verleen, en dat U hom sal ondersteun, en so vir Lydia, Vader, ons bid werklik vir die gesin, dat Here sal deurdra, ek bid vir Mary, Here, dat U haar sal aanraak, dat U haar liggaampie sal versterk, Vader, en dat U, Here, my God, haar sal ondersteun en alles, en haar sal genees, Here. Baie, baie dankie daarvoor, dankie vir U krag, U lewe, U liefde, Here, ons is net so dankbaar vanoggend, baie, baie dankie, dat U my die wysheid en die insig vanoggend verleen, om ook so die Bybel te kan lees, en te kan verduidelik, dit wat ek verstaan, ook so te kan oordra, my man wat langs my sit, Here, dankie vir die wysheid ook in hom, Vader, wat hy met ons deel, wat hy met ons praat, die moeite wat hy doen, Here, die liefde wat hy het vir die woord, om ons net te leer en te leer, Vader, gister te dink ek, Vader, dit is so 'n groot voorreg, Here, dat U hom leer, dat ons by hom kan leer, en dat ons weer ander kan leer, en so sit het die heerlikheid, Vader, baie, baie dankie daarvoor, ons wil U net loof en prys vanoggend vir U groot krag en heerlikheid, in Jesus naam, amen. Loof die Here, ons is so opgewonde vanoggend om hier by mekaar te kan wees, om die woord so lekker deur te kan gaan, en ek het dit goed gedink, om net eers vanoggend so 'n bietjie met 'n lied te begin, wat my man geskryf het, wie is hy? Wie is hy? Want ons lees van soveel wonderwerke, wat Jesus gedoen het, hoe hy vergewe het, en hoe sy gesindheid was, en al hierdie dinge, hoe ons in sy voorbeeld moet volg, en wat sy voorbeeld het hy vir ons nagelaat, en om te verstaan wie hy werklik is. So, dit was my net so mooi gewees, en ek wil volgende net eers dit vir ons speel, voor ons begin met die skriflesing. Geniet dit saam met my. Wonderwerke, net waar jy kyk, nog nooit so iets gesien en gehoor. Die wyse man spreek net 'n woord, wie is hy? Die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe, hy loop op die see, breek bloed, dit vermeerder. Dryf duivels uit, stommes praat, dowes hoor. Die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe, geen pret en plesier, verkondig die evangelie van bekering, redding, verlossing. Openbaar sy Vader in gees en waarheid. Alles volbring, breek hy die mag van die bose. Die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar. Hy gee sy lewe, die Seun van God, die geliefde, die naredder middelaar.
Sy gee sy lewe. Wow, is dit nie amazing nie? Hy het vir ons kom verduidelik, hy het vir ons kom openbaar wie die Vader is en die woord aan ons kom deel en die Nuwe Testament aan ons kom bekend maak en dat ons daarin kan lewe. Oeg, ons is so opgewonde vanoggend. En dit is so, ek wil daai mense het die voorreg gehad, maar baie het hom verwerp soos wat hulle hom vandag verwerp het. Is dit nie so nie? En as ons hom aanneem met ons sy gees, en ons kan so een met hom wees. Ons het meer as hulle. Ons het baie meer as hulle. Want hulle kon nog nie redding ervaar het nie. Hulle kon nog net die fisiese sien. En dis baie keer as ons die fisiese sien, raak ons opgewonde. Maar die ander is werk. En ek besef weer eens dat 'n mens in jou lewe wil baie dinge hê en ervaar en beleef en sien en al hierdie dinge, maar die werk is verskriklik baie. In die evangelie om dit in die hande te kry. Om werklik so te ywer om dit in die hande te kry. Dis 'n ander ding. Ja, loof die Here. Maar ja, hy help ons en hy versterk ons en hy gee ons krag om wel daarby uit te kom. Nou kom ons begin hierso in Matteus 9 vanaf vers 1. Ons gaan net so lekker deurlees tot op 'n punt waar ons gaan kom. Ons gaan kyk hoe ver ons kom vanoggend. En nadat hy in die skei geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde: "Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe." En sommige van die skrifgeleerders het by hulle self gesê: "Hierdie man praat godslasterlik." En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy: "Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sonde te vergewe." Toe sê hy vir die verlamde man: "Staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis." En ek dink daaraan, hulle het nie werklik geglo dat Jesus die Seun van God is. Hulle het nie, soos wat die hoofman oor 100, daai geloof gehad, dat Jesus is die Seun van God, en God is Jesus se gesag nie. So hulle het eintlik daar gesê, dat Jesus is nie die Seun van God nie. Hulle het hom nie erken nie, hulle het nie daai geloof in hom gehad nie. Te midde van die wonder. Te midde van die wonderwerke. Dis eintlik scary stuff. Ja. En hy het opgestaan en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd en hulle het God verheerlik, want wat so 'n mag aan die mense gegee het. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom: "Volg my." En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels: "Waarom eet julle meester saam met die tollenaars en die sondaars?" Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: "Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is." En dit tref my om hier te hoor wat die Here Jesus Christus vir hulle sê, want hy het hulle gesindheid gesien, hy het hulle hart gesien. Ons gaan nou lekker daaroor gesels. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En dit het my altyd nogal getrigger, hierdie hele gedeelte van hoekom het hy vir hulle gesê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering, terwyl hulle so 'n lelike gesindheid gehad het. En ek besef een ding, dat die Here Jesus Christus het hier vir hulle gesê: "Julle dink julle het die ewige lewe. Julle dink dit wat julle doen is reg. Julle dink julle is regverdig. Julle dink julle is genees." En hulle is so besig met die res om hulle te veroordeel en te oordeel en sleg te maak, dat hulle nie eens besef wat is die toestand van hulle eie hart nie. Yes. Nou hulle wou hulle eie geregtigheid
ophou. En dit lees ons nou hierso so mooi in Romeine 10 vers 3. Romeine 10 vers 3. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp. So as jy dink jy's okay, as jy dink jy's sharp, is dit baie keer 'n mens se gesindheid. En ek besef dat hulle het so 'n issue gehad met die sondaars en die tollenaars en al die mense wat na Jesus toe gekom het, maar hulle het geweet, hulle het behoefte. Hulle moet by hom uitkom. Hulle moet hulle harte kan uitsorteer. En ek besef dat ons as kinders van die Here baie keer is so selfregverdigend. Ons is so besig met onsself en hoe goed ons is en hoe wonderlik ons is en ons dien die Here en ons is by die waarheid en al hierdie dinge, terwyl ons dit baie keer nie eers self leef nie. En ek besef dat wat hy hierso sê, gaan leer hoe om barmhartigheid te hê, want baie keer kan ons net 'n klomp goed praat. Ons bespreek mense, ons sê hoe sleg is hulle. Het jy gesien hierdie een doen dit en daai een doen dit en hoe sleg is hierdie een en wat maak daai een? En dis eintlik al wat kinders van die Here se gesprekke oor gaan. Want dis 'n selfregverdigende gesindheid. En dit raak praatsiek en dit raak bemoeisiek en dit raak skinder en dit raak kwaadpraat en al hierdie dinge en die mens wil homself regverdig oor dit wat hy dink hy het. Maar as 'n mens kan besef dat barmhartigheid is liefde, is om van jouself te gee. En as 'n mens dit besef, dan weet jy, Here, elke siel moet gered word. God het gesê dat hy die wêreld so lief, dat hy elkeen wil red. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Hy het alles gegee, sodat ons gered kan word. Hy het niemand gaan sit en bespreek en gesê hoe sleg is die mens en hy was op 'n stadium spyt dat hy die mens gemaak het, maar nogtans het hy die mens kom losmaak en kom vrymaak. En ek dink daaraan, as jy jou lewe gee, dan sorg jy dat jy moet verander, dat jy jou hart en jou lewe moet uitsorteer, dat jy nuttig kan raak in God se koninkryk, om ook die evangelie in daai nuttigheid oor te dra aan ander, sodat hulle gered kan, want jy moet net hierdie siel voor oë hê. Dis al wat jy voor oë moet hê, is die siel van die mens. En ek wil sê weer eens dat die woord sê, Jesus het hom aan niemand gesteer nie. Hy het aangegaan en hy die waarheid verkondig. Hoekom het hy hom aan niemand gesteer nie? Want dan sou hy hom aan die duiwel gesteer het. En ons as kind van God, steur onsself baie keer so aan die duiwel en aan mense en wat hulle sê en hulle getuienisse en dit oorheers ons en dit onderdruk ons en dit maak ons ongelukkig en bitter en seer en kwaad en al die dinge, terwyl Jesus nie homself daaraan onderwerp het. Hy het bly die evangelie bedien wat die siel moet gered word. Die siel moet gered. En dit praat diep in my hart vanoggend, want hy sê, gaan leer hoe om hierdie barmhartigheid te hê. Dan gaan ons natuurlik verder. Dit gaan nie net oor die sondaar nie, want hy sê ook so mooi, die woord sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek dink daaraan, jy self wil gered word, jy self wil hemel toe gaan. En ons moet elkeen so lief hê, dat ons hulle wil hemel toe sien gaan. Ons moet nie begin praat en bemoeisiek en praatsiek raak en agter almal aanpraat en aangaan en elke ou net elke dag afbreek nie. Dit gaan niks nuttig wees in die koninkryk van God nie. Om jouself te laat geld, gaan niks doen aan 'n siel nie. Nou, hy sê so mooi in Jakobus 2 vers 13. Jakobus 2 vers 13. Goeiemôre almal wat nou eers ingeskakel het. Sorry dat julle so vroeg moet opstaan, maar dis 'n lekkerte om die dag so te begin. Prys die Here. Kom ons lees hierso in Jakobus 2 vers 13. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Jog, hierdie vers het my geweldig getref om te dink, die oordeel, die ewige oordeel, oor die wat nie barmhartig was nie, gaan nie barmhartig wees nie. Want wat gaan die uiteinde daarvan wees? Die ewige oordeel, die hel en die smarte. En op die ou in die poel van vuur. En ek besef dat dit is baie keer waarna toe ons gesindheid ons vat. Is daar daai ewige oordeel toe, wat nie barmhartig gaan wees nie, want as ons nie nou barmhartig kan wees nie, gaan ons nie die hemel kan ingaan nie. Dit is eintlik scary om daaraan te dink. Nou, en hy sê, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. So die barmhartigheid neem die oordeel weg.
Dit maak dat die oordeel nie meer daar is nie. As jy barmhartig is, sal jy die ewige oordeel nie ondergaan nie. So, is dit nie amazing om aan te dink? Dis iets om voor te ywer en te werk en aan te gaan. Nou lees ons hierso in vers 14. Nou, hy het nou so oploop, nie? Hoe moet jy barmhartig wees as kind van God? Okay. Hy sê, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy geloof het, en God glo dat die Here Jesus Christus die Seun van God is, jy glo die hele storie, jy glo dat die Here Jesus Christus vir jou kom sterf het en al die dinge, wat baat dit as jy dit alles net uiter? Maar jy het nie die werke nie. So, die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder, en kom ons hoor mooi, waar ons barmhartig moet wees. As daar nou 'n broeder of suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat hulle liggaam nodig het nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Ja. So wat hy hier vir ons sê, dit is eintlik verskriklik om aan te dink. Hoeveel keer sien mense dat jy behoefte het? En hulle sal vir jou sê, ek bid vir jou. Gaan jy net aan met die werk van die Here? Julle doen verskriklike goeie werk. Gaan julle net aan. Maar daar's geen hulp van niemand af. En ek besef weer eens, Here, besef die mens eintlik waarmee hy besig is. Hy praat baie dinge, hy sê baie dinge, maar is dit werklik lewend in die hart om daai werke van barmhartigheid te doen? So, en toe ek dit lees, dink ek weer daaraan dat dit is wat Matteus 25 sê, die skeiding van die skape en die bokke. Hoekom sal jy nie die ewige rus ingaan as jy 'n bok is nie? Want alles wat jy aan die broederskap doen jy aan die Here Jesus Christus. Jy doen dit aan homself. Hy weet presies wat jy aan die broeders doen. Is jy onbarmhartig of is jy barmhartig? En toe dink ek weer daaraan dat ons sal nie die koninkryk van God ingaan as ons nie die Here Jesus Christus voed en klee en blyplek gee en gaan besoek en al hierdie dinge nie. Baie keer kan ons nie besoek nie, maar ons kan bid. Ons hart kan werklik so daar wees om te bid, sodat ons dit ook aan die Here Jesus Christus kan doen. Ons hart moet so by ons broederskap wees om te verstaan, daar's behoefte, hier moet ek uitsorteer. Ek het middele, ek kan gee, ek kan doen, as om terug te hou vir myself, want dit is onbarmhartig. So, en ek dink as ons vanoggend ons harte net kan oopmaak vir hierdie woord, dan kan dit ons so losmaak en dit kan ons so vry maak van baie dinge. Want jy sien baie keer met jou oë dinge en jy voel, ag, die ander is okay. Hy is alright. Maar het jy gaan bid en verstaan wat is die behoefte? Het jy gaan bid om werklik die Here te soek, om jou saak ook uit te sorteer met die geloof wat jy ook het, met die werke wat jy ook kan doen? Want baie keer wil ons net terugsit en ontvang, en ontvang, en ontvang, en ontvang. Maar wat gee ons? My poppies, ek dink net gou vinnig aan 'n ding van die ryk man wat die Here Jesus vir hom gesê het, gaan en verkoop alles wat jy het en gee almoses en jy sal 'n skat in die hemel hê. Nou wat my eintlik getref het, en dit is nou baie keer seker waar ons die punt mis. Ek meen eintlik het die Here Jesus vir hom gesê hy moet nou sy inkomsteprys gee, so hy moet begin behoeftig raak. In ander woorde, sou hy wel gehoor gegee het aan die Here Jesus se opdrag of sy raad, as ek dit eerder so kan stel. Ja. Sou hy behoeftig gewees het. So hy sou van ander afhanklik moes gewees het. Sure. En wat my nou eintlik hierso tref, want sodra mense oor hierdie tipe van goed praat, en soos die Here Jesus praat eintlik baie meer oor hierdie dinge as wat 'n mens besef. As jou ore en jou hart besny is, dan sien jy, hoor jy, so Here Jesus het geweldig baie van die dinge gepraat. En wat gebeur nou sodra mense oor die dinge praat? Die ou wat sy hart oop is, wat sy oor besny is, hoor jy, dit is die saak. En hy of sy kan net soveel doen. In die vlees, in die gees, hulle bid al klaar ure,
Hulle sal klaar as hulle hoor daar's 'n saak. Jy hoef nie vir hom te sê hoor hier's 'n broer, hier's 'n probleem nie. Hulle hoor, dan is daar 'n saak. So op die einde van die dag moet 'n mens dit ook net uitklaar in 'n mens se eie gemoed. Ek wil dit net benadruk. Hy sê gaan leer wat dit is. In ander woorde, verstaan wat is jou situasie, verstaan waar jy is. En dit is so, daar is geweldig baie broeders en susters wat baie meer kan bydra vleeslik en geestelik as wat hulle op die stadium doen. En wanneer 'n woord uitgaan, dan is dit asof hulle die hart verder toesluit. En dit is waaroor die Here praat. Dit is mense wat nie bereid is om te leer wat dit is om barmhartigheid te hê. Terwyl die aanhou letterlik sy laaste paar skoene sal uitdeel. Dis waar. Ja, so dit het my nogal baie diep in my hart getrek. Dit is 'n geweldige groot saak. Dit kan maak dat ons nie hemel. En ons kan dit net volgens met mekaar deel en benadruk en herinner, sodat ons dit werklik kan verstaan in ons harte. En ek wil sê weer eens, as 'n mens nie werklik jou hart net gaan totaal en al oopmaak vir die woord nie, sukkel mens om te verstaan. Jy sukkel om te groei. Jy sukkel om vooruit te gaan. Want daar is soveel dinge wat jy bevraagteken. Daar is soveel goed wat jy oorredeneer. As om net te doen, as om net uit te sorteer. As om net te verstaan, Here, dit is wat die woord vir my sê en ek moet dit doen en ek moet dit toepas en salig sal jy wees, gelukkig sal jy wees. As jy die woorde wat hier geskryf staan, toepas en doen. Dan is jou huis op die rots gebou. Dan is jou huis op die rots gebou. Dan is hy jou anker. Amen, prys die Here. Want ons wil so aangaan oor hy is ons anker en hy is ons rots en hy is al hierdie dinge, want dit is vir ons 'n emosionele saak. Maar sodra 'n mens besef, ek moet doen en toepas en aanneem en verstaan en uitsorteer, dis werk, dan raak hy jou anker, dan raak hy jou rots, dan gaan jou huis. Mevrou, nou dat jy so praat van werk, né? Dit is nou vanaf ons op TikTok die liedjies gedeel het, is nou interessant wat se liedjies letterlik 10.000 views kry en die ander net 'n paartjies. Nou die kinderliedere is natuurlik die gewildste. Dis eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. Ja. Dat volwasse mense het meer aanklank by 'n kinderlied as by ander liedere, maar nietemin dis nou nie die punt nie. En dan is daar die kinderlied oor die muurtjies. Daai kinderlied leer jou om iets te doen in jou lewe. En hy is glad nie 'n gewilde kinderlied nie. Maar die visual so mooi. Ja, want die ander wat jou net eintlik aanmoedig en bemoedig en ek eintlik die muurtjies, baba Deborah, hulle sê hulle kan nie meer muurtjies luister nie. Hulle kan hom nie meer luister nie. Baba wil 1000 keer muurtjies hoor. Maar sodra selfs as volwassene jy hoor hierdie kinderlied en dit staan jou nie aan nie, want daai kinderlied leer jou ook dat wat jou verantwoordelikheid is. En dit is die probleem, terwyl niemand jou sien nie, terwyl jy nie gekomplimenteer word nie, terwyl jy nie aangemoedig word nie. Ek meen, dis wat die woord sê, die muur is slim, hy is wys. Hy vergader sy voedsel en hy versamel dit, terwyl niemand hom kyk nie, terwyl hy nie 'n bevelhebber het nie, terwyl hy nie 'n pat op die skouer kry nie, gaan hy aan en hy doen waarvoor wat hy moet doen. En dit is hoe ons ook moet wees. As ons dit so doen, dan begin 'n mens by 'n punt te kom wat jy deel is van die wyse maag. My so mooi, dit is so oulik. Terwyl sy die liedjie van die muur se luister, dan stuur sy vir ons 'n voice note. Dan sê sy, "Muurtjies liedjie, God sê." So sy verstaan al, God sê. Ja, so dit is amazing hoe die kindertjies ook staan. So ja, prys die Here, dit is 'n opgewondenheid vanoggend in ons harte, om dit wat ons gehoor het vanoggend, vat hierdie woord wat jy vanoggend gehoor het, gaan bid daaroor. Gaan sorteer dit in jou hart uit, maak dit deel van jou lewe, want ons wil net weer aangaan. En dis wat ek besef met ons as kinders van die Here. Ons sit hier af en dit was vir ons cool geweest en dit was nou mooi geweest, en dan gaan ons net weer aan en ons gaan soek ander skrifte en die en daai en ons wil die kennis en daai kennis en dis en dit, en dan begin ons weer met die Bybelskool en wat hierdie woord vandag. Hy sê gaan leer wat dit is om barmhartig te wees. Kom ons gaan leer wat dit is om barmhartig te wees.
Maak dit werklik vandag 'n deel van jou lewe. Verstaan dit. Gaan lees weer die skrif. Gaan lees weer Jakobus 2 vers 13 tot 17. Gaan lees weer Romeine 10 vers 3. Gaan lees die ander gedeeltes in Lukas en Markus en Johannes van hierdie saak. En maak dit so deel van jou lewe, dat ons werklik verstaan, wat is ons verantwoordelikheid, nie net woorde nie, ons verantwoordelikheid in hierdie situasie. Nou ek wil vanoggend vir ons 'n lied speel, en ek gaan daarmee afsluit, en dit is Geneesheer. Ja, ek dink dit is die beautifulste. Geniet dit lekker saam met my, geniet julle dag, ons is baie lief vir julle, ons sien mekaar weer môreoggend, 5:30 hier op die lig, net hier waar ons is. Okay, julle, lekker dag, baie lief vir almal. Matteus volg my. Hy eet saam met sondaars, tollenaars. Die siekes, die gebroke harte, het 'n geneeser nodig. Leer om vriendelik te wees, barmhartigheid te hê. Dit is oorwinnend oor oordeel. Hy het gekom om te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. Nooi die gebroke, die siekes, na die geneeser van die siel. Hy het gekom om sondaars te roep tot bekering. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. Kom nou toe, maak jou hart oop, hy sal aanvaar en jou nuut maak. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie. Hy het gekom om te genees, nie te veroordeel nie. Hy het gekom om te red, nie lewe te vernietig nie.